Okay, so we are on our way to Chang'an to see if we can test drive the Chang'an Reef Hunter and see if its quality, see how their services will be. Okay, great. Okay, let's see what's happening here at Chang'an. See how they will help us and stuff like that. So here's the Reef 2-liter turbo petrol motor. Not actually bad, especially in the specs. This is the entry level one, not a nice proper one with the locking curves and stuff like that. This is a nice car. Okay. So, turbo is part of a BMW turbo. So yeah. Here's your massive. This picture doesn't do it justice, but this thing is huge. Inside. Okay. So there's your cluster. There's all things. Motor 2-liter. Water to air cooler, the best you can do. Of course, your turbo, and then out of the turbo section into the intake. Very nice. This is a proper way of turbocharging. Dankie mense. Okay, so laat ek net gou vinnig vir julle ietsie meedeel. So ons het nou gekyk na daai Chang'an K50 Reef Hunter range extender. Lyk glad nie sleg nie, lyk baie goed. I mean, goeie system wat op sy petrolmotor is, moet sê. So, hou in gedagte, die petrolmotor is nie direct op die wiele ewe nie. Okay? Hy draai net 'n P1 generator en dan is nog 'n electric motor P3 wat ook lyk of hy half deel is van die storie, maar dit is nie. Hy is direct op 'n, het lyk soos 'n transfer case en dan loop 'n prop shaft na vore toe na 'n diff toe. En dan in die middel het jy jou battery en heel agter het jou ander electric motor. So hy is meer backwheel drive as all-wheel drive. Jy kan kyk about 130 kW vir rear en dan die res dink wel 70 of so vir voor, so is in totaal 200 kW. Maar hy is meer backwheel drive. Dit is nie 'n ding vir crazy krag nie. Dis 'n gewone bakkie. Ek sal sê 'n stadsbakkie. Ek sal hom nie gebruik vir crazy hard werk nie. Jy sal seker kan sleep 'n enkelwiel karavaan of 'n ligte trailer sal jy kan sleep met hom, no problem at all. Maar ja, don't overdo it. Dis 'n stads workhorse, dit is 'n workhorse. Maar ja, dis nie so sleg nie. So ja, ek sou regtig vir sê die mense kan dit 'n go gee. Ek weet in die verlede is daar baie reviews van Chang'an se motors wat nie hou nie, wat overheat en breek en so voorts. Hierdie is nuwe generasie. Ek glo daai probleem is uitgesorteer en ek glo hy sal baie goed doen ook. Okay. Ek sien nie regtig wat enige hassles met hom nie, daar's niks gerekord nie, so niks gerekord is nie, is daar niks fout nie, so maklik is dit. So ja, baie beslis. Baie nice karak, baie nice pakkie. Ja, definitief gee dit 'n go. Ek gaan een of ander tyd sal ek 'n high flow air filter invoer wat hom daai petrolmotor nog ligter sal maak op fuel. So kom ons sê sy average is so maar 9, net vir argument sake vir 9, dan kan hy maklik drop na 7 toe, want hy flow baie maklik. Die motor oorwerk in anyway nie. So die motor gaan net makliker draai met hierdie air filter en so voort. En hy sal logies 'n bietjie meer krag hê, so hy gaan minder sukkel om daai generator te draai. Nie dat hy behoort te sukkel nie, maar ja. So ek sal dit een of ander tyd doen. Ek meen as jy hom ligter, as jy maar 7 toe kan kry, daai rigting, so 2
jy weet, 'n 2 drop kan gee, is dit 'n goeie ding. Dit maak 'n helse verskil. As jy moet af Kaap toe ry, dan jou ligste kar op fuel sal die Ridara full electric wees, maar jy gaan 4 stops moet doen. Met Changa Reef gaan jy 2 stops doen. Ja, that's it. So, hy is nie so swaar op fuel nie, is nie so bad nie. Definitief, ek sal sê, gee dit 'n go. Yes, great.